Geliefdes, goeiedag. Dis weer pastoor Avery Viljoen hierso van die program Leef Jesus. Ek nooi julle almal uit om vandag te kom luister. Dit gaan 'n bietjie interessant wees. En ons sien uit daarna. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om weer hier saam te kan wees vandag. Dankie vir hierdie program waarop ons die woord van God kan bedien aan die mense buitekant. Seën asseblief hierdie program, Vader. Ek vra dit in Christus Jesus se naam. Amen. Kom ons gesels vandag 'n bietjie oor die koninkryk van God. Jy weet, as jy gaan lees in Matteus 7 vers 21, dan sê hy vir jou, nie elkeen wat sê, Here, Here, sal in die koninkryk ingaan nie. Slegs hy wat die wil doen van die Vader wat in die hemel is. Ons kry so baie keer mense wat praat en gesels en hulle praat van hoe lief is hulle vir Jesus en wat hulle doen vir Jesus. Maar jy weet, ons kyk na die koninkryk van God. Ek sê, as jy Jesus werklik liefhet en jy het hom aangeneem en hy is die heerser oor jou lewe, dan sal jy baie graag vir hom wil dankie sê vir dit wat hy vir jou gedoen het. Met ander woorde, jy gaan jou dankbaarheid teenoor hom bewys. Hoe wys ons daardie dankbaarheid? Christus wil nie hê ons moet net praat oor die koninkryk nie. Hy wil hê ons moet dinge doen vir die koninkryk. Nou mense, wat doen jy vir die koninkryk? Sit jy Sondag in die kerk en as jy daar uitkom, dan vergeet jy vir die res van die week van Jesus? Of is jy besig met die werk van die koninkryk? Daarom sê hy vir jou daar in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat sê, Here, Here, sal in die koninkryk ingaan nie, slegs hy wat die wil doen van die Vader wat in die hemel is. Nou kan ons gaan vra, wat is God se wil? En jy gaan 'n enorme klomp verskillende uiteennemende dinge hoor van wat is God se wil. Een gaan vir jou sê, God se wil is jy moet reg lewe. Ander een gaan vir jou sê, God se wil is jy moet kerk toe gaan. God se wil is jy moet dit gaan doen, jy moet dat gaan doen. En nie een van hulle gaan verkeerd wees nie. Hulle gaan almal reg wees. Maar wat is die uitsluitlike wil van God? Kom ons lees gou net hierso. Hy sê vir ons, Jesus is meer begaan oor ons lewens as oor ons woorde. Hy wil hê dat ons die regte dinge moet doen. Nie net die regte dinge moet sê nie. Met ander woorde, jou huis, die simbool van jou lewe, is slegs te midde van die storms van die lewe en kan net bly staan as jy doen wat reg is. Nie altyd daaroor praat nie. Wat doen jy is immers onlosmaaklik verbind aan wat jy glo. Nou mense, ek het nou net gesê, daar is soveel uitnemende menings oor wat is God se wil. Maar wat is sy wil regtig? Wat wil God regtig van ons hê? Nou kom ons lees 'n bietjie hier in Efesiërs 1 vanaf vers 7. Ek lees vir julle. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy aan al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor betaal het. Luister daar, hy sê die geheimenis van sy wil het hy aan ons bekend gemaak. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus.
Luister julle wat sê hy hierso. Sy doel is om alles wat in die hemel is en alles wat op die aarde is, te versamel onder een hoof, naamlik Christus. Om te skenk beteken om verniet te gee. God gee sy genade uit liefde en vrywillig aan ons om ons te verlos. En daardie genade wat hy vir ons gegee het, is Jesus Christus. Maar nou wil God hê ons moet dankbaar wees dat hy Christus vir ons gegee het. Hy het sy seun se lewe opgeoffer sodat ons, as ons in die seun van God glo, die ewige lewe kan beerwe. Nou, waar staan jy met jou verhouding met Christus? As jy Christus aangeneem het, dan moet jy verder gaan. Dan moet jy 'n intieme liefdesverhouding met Christus kweek. Maar nou om God se wil te gaan uitleef, moet jy doen wat Christus vir ons beveel het in Matteus 28 vers 19, waar hy gesê het, gaan uit die hele wêreld in, gaan verkondig die evangelie, maak die mense my disippels, doop hulle en leer hulle. Nou vra ek vandag vir jou, hoeveel mense het jy al na die Here toe gelei wat gered is? Dit is God se wil, mense. Nie elkeen wat sê, Here, Here sal in die koninkryk ingaan nie, slegs hy wat die wil doen van die Vader wat in die hemel is. Nou die Vader se wil is dat jy alles wat in die hemel is en alles wat op die aarde is, versamel onder een hoof, naamlik Christus. So, hoeveel van julle het besluit, ek het Christus aangeneem as my saligmaker en verlosser, en om vir Christus te wys hoe dankbaar is ek vir dit wat hy aan die kruis vir my gedoen het, gaan ek nou uit en ek gaan sy opdrag uitvoer. Ek gaan mense inbring na die koninkryk toe wat gered moet word. Dit is uitsluitlik waarvoor ons op hierdie aarde is. En as ons dit doen, dan verheerlik ons God. Nou ons doel is om God te verheerlik. En ons doen dit deur uit te gaan en mense in te bring na die koninkryk toe. Jy moenie selfsugtig wees en dink maar ek is nou gered, so ek stel nie belang om die ander mense in te bring nie, hulle kan vir hulle self sorg. Dis nie wat Christus gesê het vir sy disippels nie, hy het gesê, gaan uit en gaan maak disippels, doop hulle en leer hulle. Wat gaan jy eendag vir God sê as jy voor hom staan? En hy vra vir jou, hoekom het jy nie disippels gemaak nie? Wat gaan jou antwoord aan hom wees? Ja, maar dis nie my werk nie. Nee. Jy het 'n disipel geword toe jy Christus aanvaar het as jou saligmaker en verlosser. En om te bewys dat jy 'n disipel is, moet jy daai opdrag uitvoer. Of jy daar nou daarvan hou of nie. Kom ons lees gou 'n bietjie wat sê hy vir ons hierso. Hy sê, as Jesus Christus nie gekom het nie, sou die wil van die Vader nog steeds vir ons geheimenis gewees het. Maar nou weet ons wat die wil van die Vader is. Hy brei sy verbond uit om nie net Jode nie in te sluit nie, maar ook die nie-Jode, met ander woorde ons. Watter voorreg het ons nie dat ons kan leef in die tyd wat hy daarvoor bepaal het, en dat ons kan deel in die uitvoering van God se wil. God gebruik jou om alles onder Christus as hoof te verenig. Die dag kom wat almal voor Jesus sal buig en hom as Here erken. Sommige mense omdat hulle hom liefhet, ander omdat hulle sy mag sal sien en bang sal wees. Wat sou julle graag wil hê? Wou jy graag hê dat wanneer ons eendag almal voor God gaan verskyn en jy kom voor God te staan, dat hy vir jou sê, mooi so my kind, jy het baie goed gedoen, of gaan jy hierdie woorde hoor, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie.
Mense, ons dink dit is 'n speletjie, dit is nie 'n speletjie nie. Ons kan in die kerk gaan sit elke Sondag, ons kan elke dag loop en praat van Jesus, maar as jy nie die wil van God doen nie, dan het jy die pad misgeloop. Christus het nie verniet vir ons daai opdrag gegee nie. Jy moet uitgaan, jy moet die evangelie gaan leer, jy moet dan daai evangelie uitvat na mense toe buitekant en hulle dan ook die evangelie mee gaan deel, sodat hy kan sy besluit maak, ek wil Christus die hoof van my lewe maak, ek wil Christus die Here van my lewe maak, Christus moet beheer hê oor my hele lewe. Wat beteken dit, mense? Dit beteken dat alles wat ek doen, gaan vra ek eers vir Christus toestemming om dit te kan doen. Dit is hoekom die woord vir ons sê, maak jou weë alles aan my bekend en ek sal jou paaie gelyk maak. As ek nie na Christus toe gaan nie, en as hy nie die hoof van my lewe is nie, en hy is nie die heerser van my lewe nie, hoe wil ek hom gelukkig maak? As jou kind by jou kom en hy vra vir jou, pa, kan ek dit doen? Of ma, kan ek dit doen? En jy sê nee, dan beteken dit nee. Dan moet hy nie verder karring nie. Nou dieselfde met Jesus Christus. As jy na hom toe gaan en jy vra vir hom, kom ons vat 'n voorbeeld, ek wil 'n nuwe kar koop, en Christus sê vir jou nee, dan moet jy nie murmureer nie, dan moet jy dit aanvaar, nee is nee. Ek het jare terug het ek die probleem gehad, wat ek 'n plaas wou koop, en ek het na die Here toe gegaan, en ek het vir hom gesê, ek kan nou hierdie plaas kry vir 'n baie goeie bedrag. Dit is 'n groot plaas vir R100,000. En die Here sê vir my, nee, jy kan hom nie koop nie. En ek het gaan wonder, nou hoekom sê die Here vir my, nee, ek kan hom nie koop nie. Dis dan nou so 'n goeie deal daai wat ek kan kry. En die Here sê vir my, daai grond gaan deur die regering teruggevat word en hy gaan onder ander mense verkoop word. En weet julle mense, ek was baie hartseer daaroor, maar dit was nie 2 maande later nie, toe het die regering daai grond teruggevat. Nou as ek nie na Jesus geluister het nie, dan het ek al my geld verloor en my grond. Dieselfde in Pretoria was daar 'n man wat baie lief was vir die Here. En toe kom daar 'n ding wat jy op die internet, kan jy vir jou 'n kar bestel presies soos wat jy hom wil hê. En hy gaan doen dit, en hy betaal die R5,000 deposito, en hulle maak die kar vir hom presies soos wat hy hom wil hê. En op 'n dag toe bel hulle hom en hulle sê vir hom, jou kar is gereed. En hy gaan staan op sy knie en hy sê, baie dankie vir hierdie kar wat u vir my gegee het. En die Here vra vir hom, watter kar? Ek het jou niks gegee nie. Daai man sê, hy daar opgestaan, en hy daai R5,000 wat hy deposit betaal het, het hy maar verloor. Hy het goeie skoolgeld betaal, sodat hy kan besef, ken my in al jou weë en ek sal jou paaie gelyk maak. Mense, ons dink dat die Bybel en God en Jesus Christus en die Heilige Gees is maar net 'n fiksie. Dit is nie so nie. God gee nie vir ons die woord om te lees, sodat ons maar net moet lees nie. Die Bybel moet vir ons 'n riglyn wees. En ons moet wat hierin staan gebruik as 'n riglyn. As ons regtig ons paaie gelyk wil hê. Maar ons is baie keer geneig om te sê, nee wat, die Here wil my nou maar net straf, dis hoekom hy nie wil hê ek moet hierdie dinge kry nie. Maar dit is nie so nie. Hy wil hê, jy moet alles hê, maar jy moet op hom vertrou vir dit. Kom ons lees 'n bietjie hier verder. Hy sê vir ons hier, as jy iemand is wat maklik moedeloos word, en jy soms wonder of alles die moeite werd is,
lees vers 11 van Efesiërs 1. Kom ons lees vers 11. Hy sê, deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom aan alles voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het hy ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël het. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Alles gebeur volgens God se raadsbesluit. Dit mag partykeer vir jou voel of jy uitgelewer is aan slegte mense, of selfs aan bose magte. Hier kry jy egter die versekering dat God in beheer is, en dat alles volgens sy raadsbesluit gebeur. Hy het jou lief. Hy is jou Vader wat in die hemel wat vir jou sorg. Dit spel net een ding. God gebruik alles wat met jou gebeur tot sy beswil. Die Heilige Gees is God se waarborg aan ons dat hy sal doen wat hy beloof het. Wil jy graag die koninkryk van God ingaan? Wil jy graag weet dat jy is werklik 'n kind van God? Soos wat hy vir jou sê in Johannes 1 vers 12. As jy Christus aangeneem het, het jy die reg gekry om te kan sê ek is 'n kind van God. Wil jy dit wees? Of wil jy ook maar net iemand wees wat net voortploeter en sê soos baie mense, om uit te gaan in die evangelie te gaan verkondig en mense in te nooi na die koninkryk toe, is nie my werk nie. Dit is 'n dominee of 'n pastoor se werk of 'n evangelis. Mense, die oomblik wat jy Christus aanvaar as jou saligmaker en verlosser, dan word jy 'n disipel van God. Dan verwag Christus van jou om uit te gaan en die evangelie te gaan uitdra na mense buite toe. Dan moet jy mense lei na die koninkryk toe wat gered word. Anderster is jy selfsugtig. En as jy selfsugtig is, dan gee jy nie om oor ander mense nie. Dan glo jy ook nie aan wat Christus gesê het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Want jy is nie bekommerd oor jou naaste of hy verlore gaan en of hy gaan gered word nie. Dan is jy ook soos wat Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste. Dan is jy nie bereid om ander mense se las te dra nie. Jy dra sy las wanneer jy hom na die koninkryk toe lei, sodat hy gered kan word. Daarom mense, is dit belangrik. As jy Jesus Christus aangeneem het, om te sorg dat jy by plek uitkom waar hulle jou kan toerus, om uit te gaan en gaan disipels maak. Ek het jare terug, toe ek Jesus aangeneem het, het ek uitgegaan en ek het gehoor, daar is 'n kursus wat aangebied word by die NG Kerk in 3 Riviere. En ek het gegaan en ek het daai kursus gaan doen. Die kursus se naam is EE3. Nou ek wil vir jou een ding sê, EE3 is volgens my 'n baie goeie kursus om te gaan doen, sodat jy die moed kan kry om uit te gaan en met mense die evangelie te gaan deel. Want dit is nie almal wat die evangelie kan gaan deel nie. Maar dis jou plig om jou te laat toerus, sodat jy dit kan doen. Asseblief mense, moenie
laat jy verlore gaan en laat ander mense verlore gaan, omdat jy nie belangstel om jou dankbaarheid te wys aan Christus nie. Christus het sy lewe vir jou afgelê. Wat is jy bereid om vir hom te gee? Om vir hom te wys hoe dankbaar is jy vir wat hy gedoen het. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie vir hierdie kans om die woord weer so uit te dra. Here, ek bid dat u Gees elkeen wat geluister het, se oor sal aanraak, en dat mense tot die besef sal kom, ons tyd word min hier op aarde, en dat as ons nie nou besluit om mense saam met ons in die koninkryk van God in te vat nie, dan gaan dit te laat word vir ons. En dan gaan ons eendag voor u moet staan en verduidelik hoekom ons dit nie gedoen het nie. Seën elkeen wat luister, Here. Seën die woord wat uitgaan. Seën almal in die week wat voorlê. Ek vra dit in Christus Jesus se heilige naam en ek sê dankie daarvoor. Amen.